beweeg in interessante rigtings en dit is amper onmoontlik om by te bly. Gelukkig vir jou, hoef jy nie verder te kyk as die skerm voor jou nie. Hier gaan ons gesels oor alles wat nuut en vars is in die skoonheidswêreld, van mindful beauty tot Botox en collagen. Vandag gesels ek met Caroline Lindies, 'n spesialis en kenner op die gebied van alles estetika en skoonheid. En ons vind 'n bietjie meer uit oor die collagen craze. Caroline, welkom hier by ons. Dit is lekker om jou hier te hê. Dankie, dankie. Dit is heerlik om hier te wees. Ek vertrou jou nou al jare lank om my te help met my velprobleme en ek weet jy is ook 'n groot voorstander van kollageen. Maar wat van die mense wat nou nog nie baie van kollageen weet nie? Kollageen is eintlik 'n tipe proteïen wat natuurlik in 'n mens se liggaam voorkom en is 'n baie belangrike bousteen van bindweefsel, soos in 'n mens se vel, bene, kraakbeen en ligamente. Maar proteïene en kollageen spesifiek in die dermale laag van die vel speel 'n baie belangrike rol, aangesien dit verantwoordelik is vir die elastisiteit en die fermheid en ook die struktuur van die vel. Maar daar's 'n wye verskeidenheid kollageentipes in die liggaam, waarvan kollageentipes 1, 2 en 3 die meer algemene tipes kollageen is. En kollageentipe 1 en 2 is baie meer betrokke en verantwoordelik vir die gesondheid van 'n mens se vel, hare en naels, waar kollageentipe 2 nou weer 'n belangriker rol speel in die gesondheid van 'n mens se bene, kraakbeen en ligamente. En jy as 'n kenner, wat beveel jy aan in jou praktyk? Wat is tipe kollageen om te drink en wat is tipe kollageen om op jou vel te sit? Dit is eintlik 'n baie goeie vraag, want 'n mens kan redelik oorweldig raak met die hoeveelhede wat beskikbaar is daar buite. As jou fokus spesifiek is op die gesondheid van die vel en veroudering, dan is kollageentipes 1 en 3 die kollageen waarvoor jy moet uitkyk wat in jou kollageensupplement moet wees, aangesien die aminosure in hierdie produk baie meer gefokus is om vel, hare en naels te behandel. Daar's ook 'n belangrike faktor om na te kyk en dit is dat dit gehidroliseerde peptiede vorm van kollageen moet wees of hydrolyzed peptide collagen. En die rede hiervoor is 'n kollageenproteïen moet altyd in die liggaam eers afgebreek word tot 'n aminosuur voordat die liggaam dit eintlik kan absorbeer en dan weer opbou tot 'n proteïen om te gebruik. So 'n gehidroliseerde peptiede vorm daarvan is reeds in die kleinste vorm. So baie van jou kollageentipes, veral jou vloeibare kollageen, voeg Vitamiin C by om hierdie hele proses te ondersteun. En hoe oud dink jy is 'n goeie ouderdom om te begin kollageen drink? En is daar 'n stadium wat dit te laat is om te begin kollageen drink? So vir ouderdomsgroepe onder die ouderdom van 25 is dit dikwels nog nie nodig om kollageenaanvullings te begin drink nie, aangesien die natuurlike kollageenproduksie op hierdie stadium nog baie goed is. Maar ek stel wel voor, gewoonlik vir daai baie jong ouderdomsgroepe wat dalk ly aan 'n inflammatoriese kondisie, soos byvoorbeeld inflammatoriese akne, om wel te oorweeg om kollageenaanvullings te drink, aangesien die aminosure wat in hierdie kollageen proteïene beskikbaar is, baie anti-inflammatories is en is baie belangrik ook vir die opbou van bindweefsel. Maar as 'n reël, biologies, van die ouderdom van 25 af, ongelukkig begin daar 'n afname in kollageenproduksie wees as gevolg van die verouderingsproses. So van die ouderdom van 25 af is definitief 'n goeie ouderdom om te begin. Dis nooit te laat nie. Die liggaam sal nooit totaal en al ophou om kollageen te produseer nie, maar dit is net baie stadiger op 'n ouderdom bo 35 en hoër. So om dit dan aan te vul kan baie wonderlike voordele vir die liggaam inhou en vir die vel. En wat is die ekstra bestanddele wat 'n mens voor kan uitkyk om by jou collagen te drink? Soos ek byvoorbeeld drink die Collagen Lift Paris Red Carpet, die rooi boksie, want hy het hyaluronsuur in, hyaluronic acid. En vir my is dit iets wat regtig werk. Ek sien dit werk goed. Ek hou spesifiek van die Collagen Lift Paris, omdat dit my so baie help met my hare en my naels. Ek sien my hare groei so vinnig uit, maar met die hyaluronsuur in, sien ek ook dit maak my vel baie mooi. So wat is die verskillende tipe bestanddele wat ons kan uitkyk voor in ons kollageen en kan ons nou meer van kollageen verwag as net straightforward kollageen?
Absoluut. Daar's nou studies wat bewys dat kollageenaanvullings eintlik indirek ook jou hyaluronic acid in die vel kan vermeerder. En die rede hiervoor is dat kollageensupplemente jou fibrosietselle stimuleer om meer kollageen en elastien te vorm, maar op dieselfde tyd word daai fibrosietselle dan geaktiveer om sekere groeifaktore af te skei. En daai groeifaktore is dan verantwoordelik om seine te gee vir selle om nuwe hyaluronic acid te vorm. So indirek sal jy dan ook 'n verhoogde hyaluronic acid in die vel kan sien. En omdat daar faktore soos veroudering is wat dit kan afbreek, sal dit net voordelig wees om ook uit te kyk vir ekstra hyaluronic acid in supplementvorm om dan te neem saam met jou kollageen. En hoe gereeld dink jy moet 'n mens kollageen drink? Wat sou jy voorstel? Indien jy kan 100 tot 200 mg per dag. En Caroline, dit was nou vrek interessant. Baie dankie vir al daai inligting. Baie dankie. Die skoonheidswêreld is die ene aanvullings en treatments. My vriend Dr. Zak Chabot is nie bang nie. Hy maak ons touwys oor al die nuutste behandelinge. Australia. Mwah, mooistes. Dankie, maar en jy is ook al mooi. Ag, Okay, so al die plekke waar ek nou gewoonlik botox is, hier rondom my neus. Ek het mos vreeslike plooie hierso in die voorkop, Yes. soms so 'n bietjie om die oë. En dan jy weet ek het 'n vreeslike gummy smile. So ek hou daarvan om hierdie lip 'n bietjie en dan waar nog vir ontherinner my net. Ons 'n bietjie ook die mondhoekies wat aftrek en ons doen die sogenaamde Nefertiti lift wat dan nou die platysma spier wat 'n baie sterk gravitasiekrag na onder het in die been. Dit gee vir mense 'n bietjie van 'n lift en dan moet ons in jou geval ook bietjie versigtig wees vir die voorkop of die frontalis want daardie spier is verantwoordelik om die oë oop te hou. So hoe laer jy hom spuit, hoe meer gaan hy 'n effek hê op die arch van die brow. So ons wil hom nie te laag spuit nie sodat jy nog gaan lig. En jy ken my mos vir daai arch van die brow, so ek wil hom nie verloor nie. So dit is 'n ongelooflike kuns. So ek gaan nou net 'n bietjie op jou gesig teken en dan gaan ons die behandeling doen. Soos jy weet, die naaldjies is so fyn, dit is regtig glad nie seer nie. En dan botulinumtoksine vat omtrent so 8 dae om heeltemal in te skop tot 2 weke. So jy sal sien hoe jy geleidelik weer in Cinderella gaan. Sandals. So, Jy lyk jonger as ooit. dankie. Wonder kom. Sjoe, jy het tande van jou gedoen. So, kom ons praat eers oor jou before and after. Sjoe, Cindy. Dis baie revealing, maar ek is 'n oop boek, so ek praat gemaklik oor my behandelinge. Vandat ek baie klein was ek baie gebless. So my voorkop was langer as 'n Desember vakansie. Maar my grootste komplikasie in my gesig was eintlik my ortodontis op skool wat 4 van my gesonde tande verwyder het om plek te maak soos hulle op daardie jare geglo het vir my tande en toe my laat headgear dra het en ek het daar op 'n ortodontiese konferensie raak geloop en sy het vir my gevra wanneer fix ons jou dish face. Nou dit het vir my 'n groot kompleks gegee, maar van daar af was dit een van die beste dinge wat met my kon gebeur het, want dit het my op my hele journey gesit van hoe kan ek my gesig fix en toe 'n paar miljoen later hier is ek met my gelukkigste wat ek al ooit was. Ek voel alles is net volgens, as ek kyk na my kinderfoto's, dit lyk so Zak. En selfs my pa, net voor sy dood, het gesê, dis hom lekker om sy seun so te sien. Ag, Zak, dit is die mooiste storie. Jy lyk so mooi. Dankie, Sandals. En jy is regtig nou jouself en ek kan sien jy is so gelukkig. Jy is regtig like in your body, in jou siel. Dankie. Ek voel gegrond en ek het 'n effortless glimlag. Kyk, ek hou van natuurlik lyk en jy weet ek sê nou al jare vir jou. Ek hou net van so pikkie, so van die plooie ontslaa raak en ek weet nie of jy onthou toe ek begin het by jou nie, was dit omdat ek hierdie groot knop op my kop gehad het. So die botox vat 'n tydjie om te werk. En dis natuurlik die mees populêre behandeling nog steeds daar buite. Is botox. Is botox. Ek sien uit om so baie by jou te leer op hierdie reeks. Lekker Sandals. As daar nou een meisie is wat net so lief is vir 'n trend soos ek, is dit my vriendin Denise Simba. Net hierna gesels ons oor wat is nuut in die skoonheidsroetine wêreld.
The one thing you should know about Denise and I is that there will never be a moment of silence. When we're together, it is laughter all the way. And throw in beauty into the mix, and we might get a noise complaint. Yeah. One thing I love about this time of year is Yeah. that it's such a perfect opportunity to hit the reset button. And that's actually what I'm aiming for in the coming year. Like mindful beauty is going to be my thing. So, speaking of good habits, Yes. With champagne, Irina, Collagen. thank you. collagen every day, Everyday Collagen Lift Paris, Yes. red carpet. Yes. Cheers To the new champagne. to the new champagne, baby. I love the taste of this. I know. It's really refreshing. So refreshing. Yeah. And speaking of health drinks, Yeah. this year, non-alcoholic beverages for adults are making a huge splash, and they are definitely here to stay. Okay. And I mean, we could just drink collagen. Yeah, You know, cheers now that we're to older. that. Collagen. Yes. But let's talk New Year's resolutions. Yeah. Because that is a big New Year's resolution, right? Detox, diets, exercise, being healthier. Yeah. And I mean, a big trend now is mindfulness-based beauty. So a night in with the girls. Yeah. A night in by yourself. Do you think that it will be a big trend for the younger generation as well? Do you think Oh so? my goodness, Yeah. my daughter, Because- my 11-year-old, I promise you, there's a whole TikTok video situation going on. No. Candles and flowers and smell Well, this, how calm fun. bombs. They are so into this. This is And nice. I know. That's And nice. This is actually aromatherapy dough my daughter taught me about. I love this. Like actual Would love dough. this. Dough, but Can I smell? aromatherapy dough. Calming, No. like a stress ball. I know. No. I know, all these things. And I mean, these are great things to buy for others, but also great to buy for yourself. You see, that's why I love Clicks. One-stop shop for everything. Oh, come, keep it going. Right over here. At the back. Okay. Does it also help for like the thighs and stuff? Pretty Yeah. much. Yeah. There's collagen in this together. Okay. My favorite thing is one-stop shop. Clicks has got it covered. Like this is like these are my favorite, by the way. Like I use them for everything. Rosemary oil with castor oil with coconut oil in my hair while I'm in the bath. If I do bath, even for the kids, especially when they get like nasally and sick and stuff, that you put the right essential oils to just treat them with the steam and. And you know, all of this is just to take it down a notch, slow down your life, Yeah. be aware, be zen, be present in your skin, in your home, in your bathroom. It's to a much healthier 2025. Cheers. As jy aan die binnekant gloei, gaan jy aan die buitekant gloei. Lisa Brown wys vir ons hoe om 'n natural glowy make-up look te doen met Catrice Cosmetics. Hallo almal, ek is Lisa Brown. Ek wil vandag vir julle wys hoe om 'n natuurlike glowy look make-up te doen. So vir al my Catrice produkte, so hierdie is een van my favorites. Hier is die Soft Glam Filter Liquid. So hy is basies soos 'n primer wat jy kan aansit. Hy het so 'n tinted serum feeling wat hy ook vir jou gee. So volgende wil ek vir julle wys hoe om die Cozy Glow Eye and Cheek Palette te gebruik. So hy het vir julle ligte bruin eyeshadows, 'n lekker highlighter en lekker shimmers om te gebruik. So baie maklik om dit elke dag aan te sit sommer met jou vinger. Volgende gaan ek gebruik die Glam Doll Endless Lash. Ek het hom ewen aan op my oë vandag. Dit gee vir jou endless volume. Dit is so maklik om aan te sit, geen klonte nie en dit gee vir jou die eindelose endless lashes. Volgende gaan ek die Plumping Lip Liner gebruik. Hy het peppermint olie in wat vir jou plumping gee. Hy het endless moisturizing in en ook dit help dat jou lippe nie bleed op die einde nie. So volgende gaan ek vir julle die Tinted Lip Oil gebruik van die Glossy Glow. Hy het bevat cherry en pomegranate oil, so dit gee vir jou endless moisturizing. Dit laat jou lippe ook 'n bietjie groter lyk. So dis 'n baie nice een. So die heel laaste tip wat ek wil gee is die All Over Glow Tint. Jy kan hom voor jou foundation aansit en na jou foundation en jy lyk sommer jonger. Vandag sluit 'n merkwaardige vrou by ons aan wat harte reg oor Suid-Afrika en verder verower het.
Natasha Joubert is nie net 'n voormalige mevrou Suid-Afrika nie, maar 'n toonbeeld van grasie, intelligensie, deursettingsvermoë en indien julle nie geweet het nie, 'n topmodeontwerper met haar eie klerereeks. Welkom Natasha. Dankie. So baie titels. Ek waardeer dit. Dankie dat jy my het vandag. Dit is so groot voorreg. Natasha, jy inspireer so baie mense, veral met jou comeback story in mevrou Suid-Afrika. Jy het 2 keer ingeskryf. Ja. Die eerste keer was jy runner-up Ja. en die tweede keer het jy gewen. Vertel ons van jou transformasie. Ek dink dit inspireer baie mense om ook dit te doen. Jy weet, ek dink in 2020 toe ek nou die eerste keer ingeskryf het, ek was en nie dat ek hou nooit daarvan om oor ouderdom te praat om te dink dat as jy jonk is jy nie kompetent nie, maar ek onthou ek was die jongste in die top 10 daai jaar gewees en dit was amper half 'n klein bietjie van 'n insecurity gewees dat mense die hele tyd noem, ag jy's 22, jy kan terugkom. En vir my was ek soos Feisty Natasha was soos ek wil nie terugkom nie, ek wil dit once wen en dit is nie hoe my journey uitgedraai het nie en ek dink as ek nie second runner-up daai jaar was nie en nie meer vir heel al toe gegaan het nie, dink ek nie daar was die weergawe wat ek vandag is nie. En ek dink in hindsight ek het baie dankbaarheid. En ek onthou my beste vriendin het vir my gesê, gaan sien my sielkundige. Jy kan 1 sessie gaan doen, as jy nie daarvan hou nie kan jy ophou. En ek het gegaan en tot vandag toe is sy nog my sielkundige. Ek gaan gereeld. En ja, dit was vir my nogals 'n baie moeilike jaar wat ek aan myself werklik moes werk om te sê ek is waardevol met of sonder 'n titel. En so toe ek weer kind of die saadjie geplant het van, dalk moet ek weer inskryf, maar daar was baie kontroversie rondom ek wat weer inskryf omdat ek by my juffrou Heelal was. En toe ek inskryf, ek weet nie, dit was 'n heeltemal 'n ander energie. Dit was amper asof ek kon sê as ek nie wen nie, ek's pretty fine om Ek weet wat dit voel om op die laagste te wees. Ek weet hoe dit voel om nie te wen nie. So I don't fear that feeling. En dit was so vryend om deur dit te kon gaan, so confidently Natasha soos wat ek het die tweede keer. En ek dink nou as ek ook terugkyk, kan ek dit sien. Ek kan alles onthou. Ek was so present. Ek was baie confident om te sê dit is wat ek het om te bied en ek het baie min ge-worry oor die binnekant. Waar ek dink die tweede keer was dit bietjie meer oor daai binne confidence. Ek kan nie meer saam met jou stem nie. Ek vind dit vir my in my lewe die grootste transformasies ook was wanneer jy eers aan die binnekant werk. Ja. En die buitekant straal natuurlik. As gevolg natuurlik kyk ons nog steeds na die Ek buitekant. wil net sê hy straal natuurlik tot op 'n Maar kyk, jy's nou toe wen jy nou die tweede keer. Jy. So, ek kry net vir jou. Jy. Girl. Dit was Maar jy's great. nou 27, vars van die troon af. Ja. Ek doen nou al of 43 baie anti-aging dinge en ek Ja. dink nou baie daaraan. Is dit iets waaroor jy al dink? Is dit wat doen jy daaromtrent? Ja, ek doen al vanaf ek 23 is, ek's baie oop veral op my sosiale media daarmee, want ek dink dit is nie meer die tyd waar mens onrealisties is oor beauty standards nie en ek dink dit is ook nie meer 'n taboe subject nie en ek dink veral mense op sosiale media of mense wat na hierdie program kyk, dit is so refreshing dat mense openlik daaroor is. Ja. Jy het nou een Ja. van die grootste dae van jou lewe wat opkom. Ja, ek trou baie amper. Ek trou oor soos Ek paar maande. Ek seker al die ander toekomstige bruide wil weet. Wat doen jy om voor te berei vir jou troue? My vel is vir my groot een. Ek wil baie graag 'n glowy, dewy skin hê, amper glas skin hê op my troudag, so ek werk na dit toe. En dan beyond jou troudag, wat is die legacy wat jy in die skoonheidswêreld wil agterlaat? Ek dink net iemand wat in overall veral oor beauty en treatments en wat sy doen, net transparency het daaroor. Ons love dit hier op Mooi Praatjies want dit is presies waaroor dit gaan Ja. om die gesprekke te normaliseer Presies. en om transparency te gee oor hierdie tipe dinge sodat almal kan voel hulle weet wat aangaan en alles is nie so siekies nie. Nee. Maar so gepraat van transparency, is jy gereed vir die hot seat? Altyd reg. Altyd reg. Ek voel ek het 'n idee wat dit mag wees, maar kom ons kyk. Okay, is jy reg vir die hot seat? Kyk, ek's competitive. Ek is reg vir hom. Red lips of nude lips? Red lip, altyd. Altyd. Smoky eye, nude eye. Smoky eye. Wax, laser of skeer? Laser. Was jy 'n mooi of 'n lelike baba? Oef, lelik. Kyk, ek gaan nie eers daar probeer om hom praat nie. Ek was 'n solid tomboy tot en met seker 12. Tattoo of geen tattoo? Geen tattoo. Sweatpak of sexy PJs? O nee, sweetpak. Sexy vir jy. Nee, sweetpak. High heels of sneakers? High heels. Self-tan of suntan?
beide. Films of boeke? Films. Hoe lyk jou funny face? Ooh, my go-to altyd op 'n selfie is soos jy weet, dit moet soos ek kan nie as mense funny face en dan is soos dis nie snaaks nie, dis mooi. Burger of slaai? Ooh, burger. Definitief. Okay, so jy sê jy hou van 'n rooi lip. Love 'n rooi lip. Is jy gereed vir 'n challenge? Ek sal baie disappointed wees as ek sleg doen in hierdie en ek gaan eerlik wees. Okay, maar kom Let's do it. ons gaan geblinddoek. Kyk wie doen die beste rooi lippe. Is jy seker sin jy wil jy regtig teen my met hierdie gaan? Let's go girl. Kom Let's ons go. doen Baie jare meer onder. Ek kan net sê jy het 'n paar jare voor my met 'n rooi lip. Hierdie enetjie. Kan ek gou vinnig loer? Ja, Net sien want hier moet ek nou my weapons kies hoor. dis 'n blinddoek. Ooh, okay. Dink kom. Okay, ek's happy. Okay, is jy happy? Ja, toe maar let's go. Nee maar, ek kan nie jou tyd vat nie. Genade. Okay, ek weet nie hoekom blinddoek sê daar's geen speel in anyway nie. Ja, maar net so jy nie kan, jy weet, onderkant van jou lips. Hoe sien jy dit? Okay, ready, steady, go. Kan jy voel wat jy doen? Ja. Doen jy eers jou lip liner? Ja. Obviously. Distrek ek jou as ek met jou praat. Nee. Okay, voorlip is moeiliker. Okay, is jy nou klaar? Nee, wag, Cindy, Ek is klaar, my masker is al af. Dit lyk vir my of jy gemors aanvang nou. Ek dink dit gebreek. Ek dink dit het gebreek. Dit het gebreek. Lag nie. Wag, hou vas in die wag. Nee, jy vat hopeloos Ek het te wag, ek het Jy verloor. Het jy iemand lip liner gedoen? Ek wag, ek moet hom klaar maak. Ek voel ek moet hom klaar maak. Ek skiet net 'n lipstick. Jy wil dit ordentlik doen. Hier is 'n kompetisie girl. Ja, hy het goed blyk. 'n Rooi lippie. Kyk. Lyk kitsch as hy nie crisp is nie. Jy het 'n goeie werk gedoen. Nee, nou lyk goed. Ek gaan nie lieg nie. Ek dink jy het groter lippe as ek, so jy het 'n advantage. bietjie langer gevat. Moes 'n padkaart teken hierso op my lip Jy lyk. lyk goed en jy is so bok vir sport. Nie net